Ons lees uit Job 28 vers 28. En hy het vir die mens gesê, om die Here te dien, dit is wysheid. Om kwaad te vermy, dit is insig. Te midde van lyding, verwarring en die stilte van God, opper Job een van die lewe se diepste vrae. Waar kan wysheid gevind word? Hoofstuk 28 is 'n pragtige besinning oor hierdie strewe. Job praat van hoe mens die dieptes van die aarde soek na skatte. Silwer, goud, yster, safiere. Maar wysheid kan nie ontgin of gekoop word nie. Dit lê nie onder die see of in die hoogtes van die lug nie. En dan in vers 28 gee God self die antwoord. Om die Here te dien, dit is wysheid. Om kwaad te vermy, dit is insig. Hierdie verklaring bring ons by die kern van ware wysheid. Dit word nie in kennis alleen gevind nie, en ook nie deur menslike intellek of ervaring ontdek nie. Wysheid begin eerder met die vrees van die Here. Hierdie vrees is nie terreur nie, maar diepe eerbied. 'n nederige erkenning van God se heiligheid, gesag en soewereiniteit. Dit is die erkenning dat God God is en ons nie. Job in al sy pyn en verwarring het nie hierdie eerbied laat vaar nie. Hy het bevraagteken, hy het gehuil, hy het gekla, maar het God nooit vervloek of sy hart weggedraai nie. Dit leer ons dat vrees en eerbied vir die Here nie beteken dat ons nooit sal sukkel of moeilike vrae sal vra nie. Dit beteken dat ons selfs in die stryd steeds ons harte buig in oorgawe en vertrou dat God wys en regverdig is. Spreuke 9 vers 10 weerspieël hierdie waarheid. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. Die wêreld soek wysheid deur opvoeding, prestasie en filosofie, maar sonder God bly dit onvolledig. Ware wysheid begin wanneer ons God sien vir wie hy is. Heilig, regverdig, soewerein en onsself reg in sy teenwoordigheid sien. Die tweede deel van Job 28 vers 28 is ewe belangrik. Om die kwaad te vermy, dit is insig. Wysheid is meer as om te weet, dit is lewe. Om God te verstaan is om op hom te reageer. Ware insig lei tot bekering. 'n doelbewuste wegdraai van sonde en 'n draai na geregtigheid. Dis nie genoeg om God se heiligheid te bewonder nie. Ons moet ons lewens daarmee in lyn bring. Psalm 111 vers 10 sê, wysheid begin met die dien van die Here. Almal wat dit doen, het ware insig. Wysheid word in gehoorsaamheid geopenbaar. Job se lewe, hoewel dit deur lyding gekenmerk is ook deur regverdigheid gekenmerk. Hy het weggedraai van die bose, selfs toe dit gelyk het asof boosheid hom verswelg. Sy integriteit het onwrikbaar gebly, omdat sy begrip in sy verhouding met God gewortel was. In ons lewens soek ons dikwels wysheid vir besluite. Loopbaan, verhoudings, finansies of doel. Maar Job 28 herinner ons daaraan dat wysheid nie eers oor antwoorde gaan nie. Dit gaan oor houding. Dit gaan oor die houding van hart wat God vrees, dien en in geregtigheid wandel. Wanneer ons daar begin, lei God ons op sy weg. Kyk hoe dit vandag op jou lewe van toepassing is. Soek jy wysheid sonder God? Probeer jy sin maak vir jou omstandighede sonder om dit eers aan die Here te onderwerp. Wysheid word nie gevind in die poging om die lewe te beheer nie, maar in die oorgawe daarvan. Dit word gevind in vrees en eerbied vir die Here. Vertrou op sy karakter en draai weg van enigiets wat hom oneer aandoen. Selfs Jesus het hierdie wysheid volmaak belichaam. Jesaja 11 vers 2 het vir hom geprofeteer. Die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Jesus het die Vader gevrees, ten volle gehoorsaam en weggedraai van elke vorm van boosheid. Deur hom sien ons nie net wysheid nie. Ons ontvang dit. Laat Job se woorde jou dus vandag dieper in ware wysheid intrek. Vrees die Here. Vertrou sy soewereiniteit. Draai om van sonde. Dit is insig. En selfs wanneer die lewe donker is en vrae onbeantwoord bly, kan jy vas staan, wetende dat een wat die bron van wysheid is, saam met jou wandel.